Biljam was 'n profeet gewees in die Ou Testamentiese tyd. En hierdie profeet, 'n man van God, 'n man wat die stem van die Here kan hoor, iemand wat in staat is om te weet wat is God se plan. Hy ken die dinge van Israel, hy verstaan waaroor dit alles gaan. En hy kom in 'n plek waar die vyand na hom toe kom en vir hom sê, jy moet vir my gaan en jy moet die volk Israel gaan vervloek. En hy doen dit. Hy het gedink hy gaan geld daarvoor kry, hy het gedink dit is in sy vermoë. En keer na keer het die Here met hom baie ernstig gepraat en vir hom gesê, jy kan nie dit doen nie. Hoekom nie? Want jy kan nie vervloek wat God geseën het nie. En dit is my tema vir vandag. Ek wil met jou 'n bietjie daaroor praat. God het jou geseën. En niks en niemand kan jou vervloek nie. Want jy is nou eenmal die geseënde van die Here. Jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. God het 'n plan vir jou lewe. Ek dink ons moet 'n bietjie hierdie knoop in ons lewe tackle van hierdie idee dat ons kan eenvoudig vervloek word, ons kan vasgevang word, ons kan in situasies kom waar mense woorde kan spreek en dinge kan doen en dan is jy nou vervloek en jy gaan nie vorentoe kan gaan nie en al daardie dinge, of dit nou 'n toordokter of 'n sangoma of een of ander ding is wat mense gebruik om jou af te breek. Ek wil dit vandag vir jou sê, ek wil dit verklaar vandag. Jy wat verlos is deur die bloed van Jesus Christus, jy wat vrygemaak is, jy wat vandag sê, ek weet nie hoe gaan ek vorentoe gaan nie, jy wat dalk vasgevang is in 'n knoop, waar die vyand vir jou vertel het dat jy is vervloek, jy gaan dit nie kan maak nie, jy is nie in staat om dit te kan maak nie, jy weet nie meer hoe om vorentoe te gaan nie. Ek gaan vandag vir jou wys, dat jy kan vrykom. Jy kan vry wees, want jy is nog nooit vervloek gewees en dis alles net in 'n mens se denke en in jou gedagtes en dit wat 'n mens oortuig van is, begin 'n mens glo en op die einde van die dag voel dit vir jou asof dit so is. Nou kom ek wys vir jou. Biljam het hierdie ding probeer doen. Maar voordat ek verder gaan, wil ek vandag vir jou bid dat die Here se seën op jou lewe sal wees. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir die woord van die Here. Ek dank U dat die woord van die Here vandag sal kom om knope los te maak. Ek dank U dat ons vry sal kom uit dit wat ons afbreek, wat ons druk, wat ons onderdruk, wat ons probeer afbreek. Here, daar die uitdagings wat voor ons lewe is, wat ons voel ons moet die oorwinning van kry. U is in staat, Here, om vandag, tydens hierdie boodskap, 'n wonderwerk te doen in die naam van Jesus. Ek dank U daarvoor. Amen. Ja, nou kom ons kyk gou na Biljam. Biljam kom en hy probeer hierdie dinge doen, maar hy loop saam met sy donkie, en sy donkie raak steeks en hy stop, en hy sê, wow, ek gaan nie verder gaan nie. Want weet jy wat, selfs in die natuur kan die natuur sien, dat God seën, dat God se guns is daar, dat God se voorspoed is daar. Maar hierdie Biljam, wat nou eintlik 'n man van God is, eintlik die Bybel ken, eintlik die woord van die Here verstaan, hy weet wat is om te seën en wat is dit om te vervloek. Hy wil voortgaan om Israel te vervloek. En uiteindelik, dalk ken julle die verhaal, maar kom ek vertel dit gou vir julle. Kom die donkie en hy stop. En toe gaan Biljam sy oë oop en hy sien die engel wat gereed staan om hom te vernietig, dood te maak, van kant te maak. Die rede is, jy kan nie verder vorentoe gaan nie. Ek sal jou stop, want jy kan nie vervloek wat ek geseën het nie. En dit is my boodskap vandag vir jou. Die vyand, die siekte, die pyn, die tekortkoming, daardie gebrek wat jy voel in jou finansies en in jou beroep, kan jou nie verder beperk nie, want die seën van die Here is daar. As jy dit kan glo vandag, as jy saam met my kan stem vandag, dat God het vir jou 'n hoopvolle toekoms, dat hy vandag jou 'n beter plan het as ooit tevore, dat die gedagtes van God aangaande jou hoopvolle gedagtes is, oorwinnende gedagtes is, dat jy is nou net eenmaal die geseënde van die Here. Jy is geseënd met al die geestelike seëninge in Christus Jesus. Dis jou plan. Dis wat God vir jou instoor het. Dis wat God wil doen vir jou. Dis waarmee jy besig moet wees. Dis die plan van die Here. Dis die gedagtes van die Here vir jou. En ek weet vandag dat die vyand, werksomstandighede, politiek, ekonomie, siekte, ellende, hartseer en pyn, niks, luister mooi, niks kan jou skei van die liefde nie. Ja, dalk voel dit vir jou so. Dalk voel dit vir jou soos 'n knoop wat jy nie kan losmaak nie. Dalk voel dit vir jou, jy is nie in staat om vry te kom nie. Jy probeer, jy trek die kant toe, jy trek daai kant toe, jy probeer hierdie knoop losmaak.
Ek wil vandag vir jou sê, tydens hierdie boodskap, vandag is die dag, dat die Here die knoop vat, en daardie knoop heeltemal jou vrymaak daarvan. En jy gaan net weet, ek gaan net trek aan die liefde, die voorsiening en die guns van die Here Jesus Christus, en die knoop in jou lewe gaan loskom. Vertrou die Here. Ek wil met iemand praat. Ek praat met iemand vandag wat vasgevang is. Wat vasgevang is tussen 4 mure wat jou druk. Die omstandighede maak jou seer. Dit kraak jou af. Dit probeer vir jou vertel jy is nie goed genoeg nie. Dit probeer vir jou vertel jy sal dit nooit maak nie. Hierdie mure, hierdie omstandighede, hierdie strukture, hierdie, wat noem ons dit noem, organisasie, plan van die vyand, wat hy teen jou geprobeer smeed. Nou wil ek vandag vir jou dit verklaar. Geen wapen wat die vyand teen jou smee, sal iets uitrig nie. In die naam van Jesus Christus wil ek dit vir jou sê. Glo dit. Glo dit op hierdie oomblik. Glo dit. Jy sien, wanneer jy begin glo in die bron Jesus Christus, as jy begin glo dat die Here se seun is met jou, as jy verstaan dat as die seun Jesus Christus jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Ek moet dit vir jou sê. Dis nie aan watter kerk jy behoort, watter liedjies jy sing, watter vertaling van die Bybel jy lees, of wat jy ook al doen, wat werke, wette of organisasie of reëls, kleredrag, smaak, wat dit ook al kan wees nie, wat jou gaan vrymaak nie. As die seun Jesus Christus jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. En dit maak jou 'n geseënde van die Here. Die ou dinge het verbygegaan. Die Bybel sê, so genadig was die Here oor jou gewees. So genadig is die Here oor my en jou, dat hy sy seun vir ons gegee het, toe ons nog sondaars was. Geen groter liefde, Romeine 5 sê dit, geen groter liefde is daar, as dat iemand sy lewe vir 'n mens gee nie. En ek wil dit vandag vir jou sê, jy moet dit hoor vandag, dat Jesus Christus, God met ons, Immanuel, hy wat mens geword het, hy wat onder ons kom woon het, hy wat sy lewe vir ons gegee het sy lewe vir jou gegee, sodat jy vry kan wees, sodat jy genees kan wees, sodat jy vandag die oorwinning van die Here kan behaal. Nou sê jy vir my, wag 'n bietjie, ek gaan deur baie moeilike tye. Ek is vasgevang, het voel of ek vasgedraai is, het voel of as mense 'n tou gevat het en om my gedraai het, ek kan nie eers meer beweeg nie, ek is vasgevang in skuld, ek is vasgevang in siekte, ek het pyn, jy weet nie hoe seer het ek op hierdie oomblik nie. Jy sê dit vir my, ek wil vandag vir jou sê, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Kan jy dit glo? Deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Dis nie watter liedjie jy sing, watter hoofstuk in die Bybel jy laas gelees het nie. Het maak nie saak wie jou predikant is nie. Het maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit maak saak met wie jy te maak het. Jy te maak met God, wat jou seën, wat jou vergewe, wat vir jou die prys betaal het, wat vir jou hoop gee en wat vir jou oorwinning gee. Kom ons tackle 'n bietjie hierdie probleem vanuit geloof uit. Kom ons begin glo. Kom ek en jy besluit vandag. Ek en jy begin glo. Ek wil saam met jou begin glo. Dat die Here 'n wonderwerk vir jou gaan begin doen. Dat die Here 'n oorwinning vir jou gaan deurbring. Kom ons tackle hierdie probleem vandag. Kom ons rig 'n bietjie onsself na Jesus toe. Ons haal ons oë van die probleem af, van die knoop, van die probleme, van die mure en die gebou af, en ons stap 'n bietjie uit na die heuwels van God se oorwinning en vrylating toe. Kom ons stap 'n bietjie soontoe. Kom ons beweeg uit, kom ons luister dat God vir ons wil vrymaak. Die Bybel sê, al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. Die Here vat jou sonde en hy gooi dit in die dieptes van die oseaan en hy sê, ek sal nooit weer daaraan dink nie. Hy sê, ek sit dit in die see van vergeetachtigheid. Die Here sê, ek maak jou vry. Dis wat hy doen. Die Here sê, roep my aan in die uur van jou benoudheid en ek sal jou uitred en jy moet my eer, Psalm 50 vers 15. Die Here sê vandag, roep my aan. Die Here sê, die woord is 'n lamp vir jou voet, 'n lig vir jou pad. Dis die pad wat jy nou moet loop. Dis die besluit wat jy nou moet neem. Wat jy vandag moet sê, kom ons tackle dit, kom ons rig 'n bietjie ons probleem, kom ons sê vir ons probleem, kom ons staan saam vandag en sê, knoop, wat my so vashou, wat my so bind, wat jy my mee vasgebind het, wat jy my vasgeknoop het mee. In die naam van Jesus Christus, kom los. In die naam van Jesus Christus, kom vry. In die naam van Jesus, gaan my verhoudings werk.
My gedagtes gaan verander. Maar wat my vasgevang het, dit wat ek 'n slaaf van geword het, daardie dinge wat my bind, in die naam van Jesus, ek kom vry. Ek kom vry, want as die Seun my vrygemaak het, is ek waarlik vry. Dis wat gebeur. Dis wat gebeur. En die Here doen dit vandag. So ek glo vandag dat die woord van die Here daar is. En ek glo dat jy die woord van die Here moet aktiveer oor jou lewe. Dat jy moet begin glo. Nie in die vermoë om net vry te kom nie. Nie in die vermoë dat die gebou gaan in mekaar insak nie. Nie die vermoë dat die siekte gaan opdroog nie. Nie die vermoë dat die finansies gaan uitwerk nie. Daardie vermoë is nie daar nie. Die vermoë is vandag om te gaan sit in die teenwoordigheid van die Here. En te kan sê, Jesus Christus, ek glo in U. U is my bron. U is my sterkte, U is my genesing, ek kyk na U, U is my antwoord en U is my oplossing. Ek weet, Here, U aktiveer in my die oorwinning, want Jesus Christus is die weg, die waarheid. Hy is die een wat skep, hy is die een wat die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En vandag kom roep die Here in jou lewe in, lewe, genesing, voorsiening, sukses in jou verhoudings, vrymaking van die demoniese bindinge wat jou so vasgehou het jou hele lewe lank. Jy het gedink, as ek hier behoort en daar sing en hierdie klere aantrek en daai Bybel het en so dit en daardie ding, dan sal ek vrykom. Nee, jy sal vrykom as Jesus jou vrymaak. En as jy vrygemaak is deur Jesus, kan niks en niemand jou breek nie. Hoor wat ek jou sê. Jou siekte gaan verdwyn. Jou krankheid gaan verdwyn. Jou verslawing gaan verdwyn. In die naam van Jesus gaan die Here jou vrymaak. Halleluja. Hy gaan jou vrymaak. Weet jy hoekom doen jy dit? Want jy koop in. Jy bring orde in jou gedagtes. Wanneer ons na die 3 minute dagstukkies luister, en wanneer ons geloof in aksie begin sit. Weet, baie mense vra vir my, wat is dit? Waaroor gaan dit? Dit gaan oor een ding. Dit gaan oor die woord van die Here in jou lewe om te kan begin glo dat God het vir jou 'n plan en dat jy kan vrykom. Ek was nie hier om vir jou te sê jy gaan dit nie maak nie. Ek is hier om vir jou te sê jy gaan dit maak. Waarom gaan jy dit maak? Dis gewaarborg deur die bloed van Jesus. Dis gewaarborg dat die graf is leeg en dat Jesus Christus het opgestaan. As jy dit kan glo, sê amen daarop. As jy kan glo dat die Here dit vir jou gedoen het, sê amen daarop. Hy het dit vir jou gedoen. Vir jou het hy dit gedoen. Graf is leeg. Hy het opgevaar. Hy het die Heilige Gees aan ons gegee, sodat ons die oorwinning van die Here kan behaal. Dankie die Here daarvoor. Kom ons bring 'n bietjie orde in ons gedagtes. Kom ons bring orde in ons situasie. Kom ons bring dit, ons verklaar dit in die naam van Jesus. Kom ons glo dit vandag. Die Bybel sê die regverdige sal deur die geloof lewe. Jakobus sê, as jy bid, moet jy in geloof bid sonder om te twyfel. Die Bybel sê die Here sal vir jou gee. Die Here sê, as jy geloof het, sal dit manifesteer in jou lewe. En dit sal begin werk. As ek jou kan uitdaag, 3 minute op 'n slag, op 'n dag, wanneer jy inskakel by die dagstukkies, en jy luister dit, en jy sê, ag, ek sit dit nie maar net af nie, ek gaan maar net luister, en jy sê, ag, is nog 'n stukkie. As jy begin sê, dis God se woord, dis God se opdrag, dis God se verklaring, ek gaan begin saamglo, dat God het vir my 'n plan. Ek waarborg jou, dinge gaan verander. Nou die dag, is daar 'n persoon, wat vir my 'n getuienis stuur, en sê, terwyl hulle die dagstukkies luister, terwyl hulle na die woord van die Here luister, sê hulle, en hulle vra, en sê, Here, ek het nodig, dat daar 'n deur vir my oopgemaak moet word, en is dringend, en ek vra die Here, asseblief maak vir my 'n deur oop. Daardie persoon sê vir my, terwyl hulle nog luister na die dagstukkie, lei hulle foon, hulle antwoord die foon, daar's 'n probleem opgelos, daar's 'n deur oopgemaak, wat voor jy nie oopgemaak kan word nie. Hoekom gebeur dit? Dit gebeur omdat ons begin glo in die Here Jesus Christus en ons oog begin afhaal van al die ander dinge. Weet jy, toe Petrus begin loop het op die water, was sy oog op Jesus Christus. En weet jy, as jy jou oog op Jesus het, is al die wonderwerke moontlik. Maar wat doen Petrus? Hy haal sy oog af en hy kyk na die water. En weet jy, baie mense sê dis ongeloof gewees. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek dink hy het gedink hy gaan op sy eie krag, in sy eie vermoë, in sy eie hoedanigheid bo op die water kan loop. Maar jy kan nie bo op die water loop, as jy na die water kyk nie. Jy moet in die oë van Jesus Christus kyk. Jy moet op sy vermoë vertrou, want hy is die een wat jou op die water laat loop. Jy loop nie self op die water nie. En jy kan nie jou probleem oplos nie. Hy is die een wat die probleem vir jou oplos. Vandag is jou dag van redding. Vandag is jou dag van heil.
nie môre nie, nie oormôre nie, nie die dag daarna nie. Gryp dit in geloof. Ek sê dit vir iemand vandag. Iemand moet hoor vandag dat die Here jou kan vrymaak. Dis nie maar net nog 'n dag nie. Dis nie maar net nog 'n geleentheid nie. Jy koop in die evangelie. Jy dra by. Jy maak 'n verskil. Jy is iemand wat verstaan dat die woord van die Here moet lewe en lewe in oorvloed in jou binneste bring. Jy verstaan dat die seën van die Here kom wanneer jy inkoop in die plan van die Here in. Wanneer jou hand in die hand van God kom. Wanneer jou woorde die woorde van God begin praat en jou gedagtes die gedagtes van God begin word. Jou hart en vertroue begin word, daardie vertroue om te sê, ek weet my verlosser lewe. Vandag is jou dag. Wil jy nie net hier, nou, aan die einde van hierdie boodskap kom en sê, Here, ek is moeg, siek en sat vir die pyn, vir die hartseer, vir die verslawing, vir die vervloekings en vir al die ander dinge nie. Ek neem my reg as kind van die Here op. In alle nederigheid, in alle afhanklikheid verklaar ek dat Jesus is my verlosser. Jesus is my bron. Ek verklaar vandag dat hy my vrymaak, hy seën my, hy maak my heel en hy bring my gedagtes dat ek die planne van God kan raak sien en dat ek die dinge van die Here kan doen. Ek gaan inkoop in die plan van die Here in. Ek gaan saai in die werk van die Here in. Ek gaan sê, Here, my hart, my siel, my tyd, my energie, my geld, ek gaan dit in die saak van die Here insit, want ek weet, as 'n mens in God is, en jy God se seën ervaar, sal die Here vir jou ook 'n wonderwerk doen. Want die regverdige sal deur die geloof lewe. Dink daaraan, die einde van my boodskap. Is daar iemand wat sy lewe al vir jou gegee het? Ja, Jesus Christus. Geen groter liefde nie. Daardie liefde kom vandag na jou toe. Daardie liefde vat jou hand. Daardie liefde genees jou. Herstel jou. Jy's kosbaar. Jy's waardevol. Jy's spesiaal vir die Here. Glo dit vandag in die naam van Jesus. Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, ek dank U nou dat die krag van die Here in die situasie sal kom. Ek dank U Here dat die mure wat jou vashou, die gesprekke wat jou gebind het, die woorde wat jou vervloek het, die dinge wat gesê is, die planne wat gemaak is, in die naam van Jesus, breek in die naam van Jesus. En ek dank U Here, dat elke gees van krankheid, elke gees van kanker, elke gees van pyn, elke gees van seer en siekte, en elke siekte wat by die naam ooit genoem kon geword het, in die naam van Jesus, bring U nou vrymaking, U bring verlossing, U bring genesing, op hierdie oomblik, breek dit deur in die naam van Jesus. Ek dank U Here, dat U vandag saad gee aan die saaier om te saai. Ek dank U Here, dat daar voorsiening kom. Ek dank U vir die krag van die Here. Dank U vir die oorwinning van die Here. Ek dank U dat vloeke breek. En hulle wat geseënd is, kan nie vervloek word nie. Ons is eenmal die geseëndes van die Here. In Jesus naam. Amen. En God bless. Dankie dat jy saam met my luister. Volg ons, skakel in by die 3 minute dagstukkies. As jy dit nog nie gedoen het nie, jy is baie welkom. In die beskrywing is my telefoonnommer. WhatsApp my en sê jy wil deel wees van ons WhatsApp groepe. Die Here seën jou en God bless.